Maar julle is lekker om julle vanoggend hier te hê en julle weet, dit is weer eens my voorreg dat ek vanoggend die boodskap vir julle kan bring. En ek moet vir julle sê, hierdie boodskap is iets wat my hart aangegryp en is iets waarna die Here met my gewerk het. En dis hoekom ek graag hieroor wil praat, want ons almal ken die gelykenis van die verlore seun. Reg, wie het hom nog nie gehoor nie? Okay, as jou hand op was en jy gemis, kom na dit en ek verduidelik in detail, maar ek dink ons mis soms die ouer broer. Maar voordat ek verder gaan, ek wil nie fokus op die verlore seun nie, maar ek dink sal 'n fout maak, as nie net 'n rukkie stil staan by hom nie. Want ons weet, die verlore seun, dis die jonger broer van die vader. Ons lees dan, hy kom na die pa en hy sê vir hom, ek soek my erfgeld. Ek wil gaan. En Dominee Johan het dit baie mooi verduidelik, my oë opgemaak na wat hy eintlik hier vir sy pa sê. As ek na my ouers toe gaan en ek sê, ek wil my erfgeld nou hê, is ek eintlik in effek besig om te sê, jou goed, jou besittings, is my meer werd as 'n verhouding met jou. Dis my beter dat jy doodgaan, en ek dit kry, en kan doen daarmee. En dis wat die verlore seun gedoen het. Ek bedoel, hy het dit gevat, hy het 'n verhouding met die vader ingeruil vir geld. En hy het sy rug gedraai, en hy het geloop. En ek kan nie dink wat in die vader se hart gebeur het. Hierdie disrespek, hierdie totaal alle verwerping van hierdie verhouding, en die seun gaan. En ons weet hoe die storie gaan, hy gaan en hy vermors dit. Hy doen afskuwelike goed, en daar kom 'n hongersnood, en hy beland tussen die varke. Nee, ons gaan daai stukkie gou lees. Nadat hy alles deurgebring het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na die plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele van die varke, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Net daar stil staan. Hoor jy wat 'n aaklige plek beland hierdie seun. Hy het gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand wou vir hom daarvan gee nie. Stel jouself voor, jy is op 'n plek waar jy so honger is, dat jy teleurgesteld is, dat niemand vir jou varkkos wil gee nie. Ek dink dit is verskriklik. Nou, ons almal ken die gesegde, wie is die beste kok? Honger. Naas my vrou is honger die beste kok. Nee, en ek dink ons het dit al beleef, veral as student, hoe hongeriger ek is, hoe meer bereid is ek om goed te eet dat ek gewoonlik nie sou eet nie. Wie was al so honger, dat jy groente gesmag het nou? Nee, so ouers, as jou kinders nie groente eet nie, hulle is net nog nie honger genoeg gewees nie. Nee, ja, net so tongenetjies gesê, dit is nie hoe jy hulle maar groente eet nie. Dalk werk dit nie, maar as dit nie werk nie, moenie vir my kwaad wees nie. Maar in geval, hierdie seun is so honger, dat hy wens, hy kan net van die varkos eet. Hy wens, hy kan net van die varkos eet. En ons sien dit in ons lewe. As ek hongerder ek is, hoe meer tevrede is ek met laer gehalte kos. Kos wat ek nie normaalweg sou eet nie. En dieselfde geld vir ons geestelike lewe. As ek nie by die Vader kos kry nie, as ek nie goeie geestelike voedsel inkry nie, dan raak ek al hoe meer en meer tevrede met substandaard geestelike voedsel. Totdat ek op 'n punt kom waar ek smag en smeek vir geestelike varkkos. En dis waar hierdie seun was. Hy wil net hierdie lyding, hierdie honger wil hy stil, net vir 'n klein tydjie met hierdie varkkos, maar dit kan nie hom vervul nie. En as jy vanoggend daar sit, as jy sit en jy besef, jy is besig om te gryp na die geestelike varkkos, maar dit hou jou nie vol nie. Dit is nie vervullend nie, want dit is nie. Dit kan jou nie voortdurend volhou nie. Dan wil ek jou wel net herinner, daar's 'n pa wat vir jou wag. Die Here wag met oop arms. Hy wil hê jy moet terugkeer na hom toe. Deur die kruis het Jesus afgereken met die sonde en die skaamte. Hy het afgereken met dit wat ek gedoen het. Die Vader staan nie stil daarby nie.
toe die verlore seun terugkeer, het hy hom met blydskap terug ontvang in sy huis in. Hy het hom nie geskel nie, hy het hom nie weggewys of geherinner van die disrespek nie. Hy was bly om sy seun weer te sien. En dis hoe die Vader voel oor ons, wanneer ons na hom toe hardloop. Maar oké, dis nie waar ek wil stil staan vandag nie. Ek wil wel 'n bietjie verder gaan, maar die gelykenis stop nie hier nie. Ons lees verder dat hierdie seun het huis toe gekom, die verlore seun kom by die huis, en die vader begin vir hom 'n feesmaal vier. Hy roep vir almal na hom, hy sê hulle moet die vetgemaakte kalf reg kry, gereed kry, en die ouer broer kom daar aan, en hy sien iets is aan die gang. Hy sien daar's party, en hy vra vir die slaaf, hoorie, wat gaan aan? Wat is besig om te gebeur? En hy sê vir hom, jou broer het teruggekom. Hy was dood, en hy is hom teruggehê, ons het hom teruggekry. En die ouer broer word kwaad. Die ouer broer word kwaad. En hoor wat lees ons daarso? Toe het die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. En nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eens 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Hoor wat sy rou is in hierdie seun se hart. In plaas van die blydskap wat hy behoort te ervaar, want sy broer is terug. Dis eintlik 'n opwindende tyd. Die vader doen reg om dit te vier. Het hy 'n afskeid teenoor sy broer, teenoor dit wat nou hier gebeur, en hy is kwaad. En hoekom? Hoekom voel hy so? Ons het al gelees. Hy het dit baie mooi verduidelik. Hy het pa gesê, ek werk soos 'n getroue slaaf. Ek dien pa, ek is hier, ek luister, ek is betrokke in die huis, ek deel in die las en die werkslas, maar ek kry niks. Sê, ek het nie eens 'n bokkie gekry nie. Maar hierdie broer, wat pa so goed op afskuwelike dinge vermors het, hy kom terug en sy beloning vir wat hy gedoen het, is hy kry die vetgemaakte kalf. Die vetgemaakte kalf wat eenkant gehou word vir spesiale geleenthede. En ek kan net indink wat in hierdie broer se hart aangaan. Hy dink, dit is mos nie regverdig nie. Ek werk hard, ek dien in die pa se huis, ek bring my kant, ek behoort die beloning te kry. En ek dink die feit dat jy hier sit, beteken hopelik dat jy nie jou rug op die Here gedraai het nie. Dat jy nie daar buite besig is om die Vader so goed te vermors op goed nie. Maar as jy daar is, onthou, die Vader is hier vir jou. Hy wil hê jy moet terugkom. Maar ek dink meeste van ons kan moontlik in die struik trap om eerder die oudste broer te word. Ek is deel van die Vader se huis. Ek kom kerk toe. Ek probeer reg optree, die regte dinge doen. My Bybel lees, bid, in liefde leef. Maar nog steeds voel ek leeg en onvervuld. Dit voel asof ek nie kry wat ek behoort te kry uit hierdie verhouding uit nie. En as dit jy is vanoggend, nee, jy voel jy dien so slaaf, jy bring jou kant in die Vader se huis, maar jy kry dit nie, wil ek hê jy moet hoor wat die Vader sê vir daai seun vanoggend. En as hy vir jou ook vanoggend sê. Ek wil eers sê, ons moet kyk na Lukas 15 vers 28. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Dit is my so kosbaar dat Lukas spesifiek hierdie uitlaat, dat Jesus dit gesê het. Hy praat mooi met hom. Toe die vader die verlore seun ingelaat het, hy het hom met blydskap ontvang. Hy het nie gehamer op al die goed wat hy verkeerd gedoen het en hoe onregverdig hierdie is nie. Hy het hom mooi ontvang en met dieselfde gesindheid praat hy met die ouer broer. En vers 31 sê hy vir hom, my kind. En dis die eerste ding wat ek hier moet wegneem vanoggend. God noem jou sy kind. Nou wanneer ek hierdie gedeelte lees, ek weet, hierdie twee seuns is nie klein seentjies nie. Hulle is tieners of jong volwassenes wat hulle kant kan bring in die huis,
dat hulle kan bring en saam met hulle pa werk. Maar wanneer ek lees hoe die pa met sy seun praat, dan kry ek hierdie beeld van 'n pa wat met sy kind praat, 'n jonger seentjie, en hy kniel af. Hy ontmoet hom op oogvlak. Hy herken die emosie wat in hierdie seun se hart aangaan. Die woede, die kwaad, die frustrasie dalk. En die eerste ding wat hy vir hom sê, is my kind. En hy bevestig hierdie waarheid, dat jy is allereers my seun. En die vader stel dit reg, want die seun beskryf homself, as hy met die pa praat, dan sê hy, ek werk soos 'n slaaf vir pa. Hierdie oudste seun het sy posisie heeltemal misverstaan. Hy voel soos 'n slaaf in sy pa se huis, maar sy pa sê vir hom, my kind, jy is nie 'n slaaf nie. Jy is my kind, jy geniet ander voordele in hierdie huis. Jy geniet 'n liefde en 'n genade wat geen ander persoon wat in my diens werk geniet. En dis wat hy vanoggend vir jou ook wil sê. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy het die reg gegee om kinders van God te word. En ek dink dit is so kosbaar dat hy sê, hy het vir ons die reg gegee. Dis nie 'n voorreg nie, dis nie iets wat verdwyn nie, dit is my reg. Wanneer hy my verlosser is, wanneer ek hom aangeneem het, dan is ek God se kind. En my posisie voor hom is anders. En ek sien dit, wanneer die verlore seun terugkom, hy het gekom met die houding om, ek het gesondig teen pa. Ek het gesondig teen God. Asseblief, aanvaar my net terug as 'n dagloner, want hierdie verlore seun het besef, dat die persoon wat die minste is in sy pa se huis, het dit beter af, as wat hy in die wêreld het. En hy kom pleit, net vir die laagste posisie in sy pa se huis, maar daai was nie eens 'n opsie vir die pa nie. Want dis sy kind. Toe hy hom sien, is hy bly huis terug, en hy herstel hom in die huis. Hy vier vir hom fees, want hy het sy kind teruggekry. Daar's 'n liefde, daar's 'n genade, hy wil hom in sy huis hê. 'n slaaf sal nie dieselfde genade geniet nie. Dieselfde posisie nie. En dieselfde geld vir die oudste seun. Die vader hunker na 'n verhouding. En hy gaan nie 'n verskoning soek om jou uit te hou nie. So wil jy vanoggend hierdie onthou. Jy is 'n kind van God. Jy geniet die voordele, die genade, die liefde, die verhouding, wat 'n kind geniet in die Vader se huis. Nie 'n slaaf nie. Is nie 'n gas nie. Jy is sy kind en niks kan jou van daardie liefde skei nie. En dis die eerste ding wat die Vader daar probeer regmaak. As hy kom herstel sy posisie as kind in die huis, hierdie oudste seun. En die tweede ding wat hy sê is, jy is altyd by my. En gesien, ons gaan vandag, ons kyk na Lukas 15 vers 31, so stuk vir stuk. Hy sê, kind, jy is altyd by my. En hier is eintlik so kosbaar, want die oudste seun kom en hy beskuldig die pa. Hy fokus op hierdie feesmaal, hierdie geskenke wat die jonger broer geniet. En hy sê, ek het dit nog nooit gekry nie, maar hy vergeet. Hy kyk en hy sê, pa, ek het nog niks gekry nie. Sy beloning is al hierdie wonderlike goed. Hy voel hy mis uit, maar hy vergeet die jonger broer. In die tyd wat hy weg was, het hy nie deel gehad aan die gesin nie. Hy het nie die voordeel gehad van sy pa se beskerming nie. Hy het nie die voorreg gehad om in 'n verhouding met die pa te staan nie. En die pa kom hierdie herstel. Hy sê vir hom, jy is by my. En ons lees Psalm 84 vers 11. Waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die pa probeer hierdie vasmaak in sy oudste seun. Hy sê, hoor, jy het dit beter gehad. Jy het nie uitgemis op my tyd saam met my nie. Jy het nie uitgemis op die verhouding nie. Jy was hier. Jy kon dit geniet. Dit is beter om hier te wees.
Julle om in 'n verhouding te staan, 'n betekenisvolle verhouding met die Vader, eintlik met enige iemand. Om 'n plek te hê waar jy aanvaar word. 'n Plek waar jy behoort. Dis meer werd as enige rykdom in hierdie wêreld. Daar waar jy 'n verhouding het, ons almal smag na 'n plek om te behoort. Mense wat my aanvaar, en dit is by die Vader. En dis wat hierdie oudste seun mis. Is meer werd om in my Vader se huis te wees as daar buite met al die rykdom. Maar ek dink wat hier gebeur het, en dis iets wat ons almal dalk al beleef het, een of ander tyd in ons lewe, of dalk nou selfs beleef. Maar jy kan in dieselfde huis leef as iemand anders, as ander mense. Jy kan mense in jou lewe hê wat betrokke is, maar jy voel eenkant en alleen. Objektief is daar ook mense wat jou ondersteun, wat jou bemoedig, maar nog steeds voel jy misgekyk, en jy voel nie deel nie, en ek dink dis wat hier gebeur het met hierdie seun. Hy was daar. Hy was by die Vader, maar hy het nie deel gevoel nie. En die Vader sê vir hom, hy herinner hom, jy is hier by my. Ek is hier om jou te ondersteun. Ek staan hier langs jou. Ons stap die pad saam. En as dit jy dalk is vanoggend, dat jy voel jy is op 'n plek, maar jy is alleen. Hier's 'n klompie mense om jou, ons mense in jou huis, vriende, kollegas, maar jy voel eenkant, jy voel misgekyk. Hoor wat sê Jesus vir jou? Onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Wat hierdie vers vir my so kosbaar maak, is dit is deel van die groot opdrag. Jesus sê vir sy disippels, gaan uit na die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het, en onthou. Hierdie is deel van die groot opdrag wat Jesus vir ons gee. Ek is by jou. Jy is nooit alleen nie. Wanneer jy mismoedig voel, Jesus is daar om ons te bemoedig, om ons op te tel, om ons te ondersteun. Wanneer jy oorweldig voel, hy is daar om jou by te staan. Wanneer jy hartseer voel, die Here Jesus is daar om jou te troos en jou te ondersteun. Moenie soos die oudste seun dit mis nie. Wanneer my fokus is op die aardse rykdom, op dit wat ander kry, of dit wat ek nie het nie, dan mis ek die waarde van hierdie verhouding saam met die Vader. En dan kan ek nie die voordeel daarvan geniet, soos ek dit behoort geniet nie. Onthou, jy is nooit alleen nie. En julle, ek dink dit is vanselfsprekend dat om die lewe saam met mense aan te pak, is beter as om dit alleen te doen. Ek kyk hier na my familie, ons is gister by die aquarium, as ons gaan stap, as ons gaan kamp, gaan fietsry, die goed is nie lekker om alleen te doen, vir my ten minste. Weet, sommige mense hou daarvan om goed alleen te doen, maar hierdie dinge is vir my beter, wanneer ek dit kan deel met iemand. Wanneer my familie, mense naby my, my vriende, saam met my dit doen. En die Here Jesus wil dit saam met ons doen. Dit maak dit beter, dit maak ons die lewe geniet, dit maak dit betekenisvol, en dat ek die volle waarde daarvan kry. Amen. So kom ons maak die Here deel, maar hier is 'n verwagting van my kant af ook. Ek moet my hart oopmaak na die Vader. Ek moet hom soek. Ek moet hom leer ken. Dis dan wanneer ek daai deel, daai waarde en daai voordeel ten volle kan geniet. So ek het die eerste ding wat die Vader reggemaak het hier in die oudste seun se hart, is hy herinner hom, jy is my kind. Jy is my kind en jy geniet die voordele en die posisie van 'n kind in my huis, nie 'n slaaf nie. Die tweede ding, herinner hy, jy is naby my. Ek is hier om jou te ondersteun, ek is hier om jou te bemoedig, ek is hier om jou te help. Kom ons leef in 'n verhouding. En die laaste ding wat die Vader sê, alles wat ek het, is ook
joune. Alles wat ek het, is ook joune. En ek dink hierdie is belangrik wat ons moet besef, waarna ons moet kyk. Lukas 15 vers 31, kind, jy is altyd by my. Alles wat ek het, is ook joune. Nou, wanneer jy 'n kind in die huis is, het jy toegang tot alles. Amen. Jy kan die huis gebruik, jy die goed daar gebruik. Dit is nie joune nie, jy besit dit nie, jy het nie gekoop nie, maar jy het toegang daartoe. En die Vader wil vir jou die goeie goed gee. En ons sien dit hierso. Ons hoor dit reg deur die skrif, dat die Here wil vir ons goeie goed gee. En ek kan nie, ek weet nie hoeveel keer ek my pa hoor sê het as kind. En ek weet nie hoe ons daarby uitgekom het elke keer nie, of ek goed gevra het nie. Maar sy woorde was, as ek dit vir jou kon gee, dan sou ek. En die feit dat ek nie kan onthou waarvoor ek gevra het nie, beklemtoon vir my, wat wel gebly het, was sy hart. Hy wil vir my goeie goed gee. En dis dieselfde wat ek sien hier in die Vader se hart. Maar die groot verskil tussen my aardse pa en my hemelse pa, is my aardse pa het beperkte fondse. Hy kan nie alles vir my gee nie. Maar God kan. God kan. En hy wil. Nie alles, nie alle goeie goed. Ekskuus, ons gaan nou daarby uitkom. En ek wil wel nog 'n illustrasie gee, want wanneer ek in die huis is, het ek vrye toegang tot alles en ek kan alles gebruik wat die Vader se is. Dis my huis, saam met hom. En ek wil nog 'n illustrasie in my lewe uitgebruik. Nou die dag, toe pak ek 'n houtwerkprojekkie aan. En ek sê projekkie, want ek het dit hewiglik onderskat. En dis 'n gogga wat my gebyt het. Ek is mal oor houtwerk, ek het saam met my pa gedoen as kind. En ek pak hierdie projek aan, en ek gaan koop die hout, ek gaan hardeware winkel toe. En soos hulle hierdie planke laai in die bakkie, besef ek, my gereedskap, my garage, is nie gekiet om hierdie projek te kan aanpak nie. En ek weet nie eers of ek my pa gereël het voor die tyd nie, maar ek het by hom opgedag en gevra, ek wil net hierdie planke sny. Ek wil net sny, want pa se garage is gekiet. Dis reg, dit is toeganklik vir my. Dit kan die taak doen wat ek wil verrig hê. En hy het sonder versuim gesê, ja, dis reg. Ek kan sy goed gebruik. En ek dink, ek gaan net een dag vat en ek gaan my goed sny en ek gaan die goed by die huis in mekaar sit. En soos ek hierdie goed sny, besef ek net weer eens, ek kan dit nie by die huis doen nie. Hierdie is net te groot. Ek het nie die plek nie. Ek het nie die tools nie. En wat op die ou end gebeur, is vir 5 dae, ek het seker 5 dae 5 volle dae in my pa se garage spandeer, wat ek alles oorgeneem het. Maar ek het nie 5 dae in 'n ry net om te werk in die garage nie. Dit het oor seker 2,5 tot 3 weke gebeur. Wat ek gekom en gegaan het. Asof dit myne is. Nee, en my pa en ma het nie gekla nie. Ek het toegang gehad tot dit. Ek kon opdag, inteendeel, my pa het ingespring en my gehelp. En ouma ook, want sy het na Lira gekyk. So, ek kon kom, asof dit my huis is. Ek bly nie eens meer daar nie. En dis wat ek sien in die Vader se huis. Ons het vrye toegang. Ek kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. By hom wees, dit wat syne is gebruik, en die volle waarde daarvan benut. Maar ek moet gaan. Ek moet gaan. Ons moet wel die vraag vra. Wanneer hy sê, wat myne is ook joune. Waarna verwys hy? Want stem julle saam, God het die aarde en die heelal en alles geskep. Amen? Dit is syne. Daar's niks wat bestaan wat nie aan God behoort nie. Hy onderhou dit. Dit is syne. Het ek toegang tot alles om dit net te gaan vat? Nee, dis nie hoe dit werk nie. Maar die Here wil wel vir ons gee. En ons sien in die verlore seun, hy het gaan vra. Die verlore seun gaan vra, pa, ek soek myne, wat myne is. Ek wil erf. En hy het vir hom gegee. Maar waar het hy opgeëindig? Tussen die varke, op 'n plek waar hy smag na die varkkos. En hierdie bevestig net weer eens vir my, dat God kan. Hy kan vir my gee. Hy kan vir my gee, maar die Here wil vir my gee
wat goed en reg is. Die Here wil vir my gee, wat my opbou, wat die beste in my uitbring, en my op 'n beter plek bring in die lewe. Daartoe het ek vrye toegang. Gaan hy my nie weier nie. Gaan hy my nie weerhou nie. Maar wat is dit? En ek dink hierdie twee seuns het hierdie gemis. Hulle het geweet, hulle is in die vader se huis. Die verlore seun het geweet, hy kan vra vir enige iets. Die ouer seun het nie die vrymoedigheid gehad nie, maar hulle albei se fokus was op heeltemal op verkeerde dinge. En ek dink hulle het heeltemal te klein gedink. Hulle het net gedink aan die hier en die nou. Ouer seun soek die vetgemaakte kalf. Die jonger soek die geld. En hy wil uitgaan. Maar as iets soveel meer werd, wat die vader vir sy seuns wil gee. Daar's iets soveel meer werd, wat die Here vir my en vir jou gee, wat ons toegang het. Maar as my oë is, op die dinge van hierdie wêreld, as ek streef na die geld, die vetgemaakte kalf, status, wêreldse genot, dan gaan ek uitmis. Nie omdat ek nie toegang het tot dit wat die Vader vir my wil gee nie, maar ek hardloop in die verkeerde rigting. En wat is dit? Ons sien, die Vader kan vir ons hierdie aardse dinge gee, maar dit is nie tot ons guns nie. Maar dit wat hy vir ons wil gee, wat hy vir ons gaan gee sonder versuim, dit is eintlik so baie. Ons kan nie eens begin om dit alles op te noem nie. Net om 'n paar te noem, is die kruis. Jesus se vergifnis, sy liefde, sy genade, wat onvoorwaardelik is. Ek het toegang tot dit. Nee, dit kan my lewe verryk, dit stel my in staat om in die regte verhouding met God te staan, maar daar's iets anders waarop ek wil fokus lê, en dis op die dinge van die Gees. Wanneer ek 'n kind van God word ek 'n nuwe wese. Ek word gevul met sy Gees. En ek het toegang, vrye toegang. Soos dat ek vrye toegang gehad, my pa se kan doen wat ek wil, kan oorneem. So het ons toegang tot die dinge van die Gees. En net om dit op te noem, die eerste ding wat by my opgekom het, is die vrug van die Gees. En luister net hoe wonderlik is dit. Ek dink ons onderskat soms hoe wonderlik my lewe sal wees as die vrug van die Gees werklik word deurslag gee in elke area. Dink jy die vrug van die Gees daarteenoor is liefde. Nou die van julle wat nie weet nie, daar's een vrug. Dis een vrug. 'n boom dra nie 'n klompie vrugte nie. Daar's een vrug en hierdie vrug is liefde. En liefde bestaan uit die verskillende komponente. Uit vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis die vrug. Jy hoef nie as jy 'n boom plant vir die boom te sê, dra die tipe vrug wat jy veronderstel is om te dra nie. 'n Appelboom gaan nie net narkies begin dra nie, want dis nie wat hy is nie. As die Gees in jou is, dan gaan hy die vrug van die Gees dra. Hy gaan die vrug dra. En stem julle saam om hierdie dinge in my lewe te hê, gaan die lewe soveel beter maak. Dit gaan vervullend wees. Dit gaan my lewe verryk. Ek dink nie daar's enige van daardie dinge wat ek sal verruil vir aardse rykdom nie. En ek dink ons moet gaan 'n bietjie gaan dink daaroor. Waarna streef ek? Soek ek hierdie of sal ek dit verruil vir die dinge van hierdie wêreld? Want ons het toegang daartoe. Die Vader wil dit vir ons gee, maar dit gaan my kos. Ons het vrye toegang tot in die Vader se huis en dit wat hy vir ons wil gee. Ons hoef niks te betaal, ons hoef dit nie te verdien nie. Maar luister sê die res van hierdie vers 24. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Nou vir jou sê, as jy vanoggend in die Vader se huis sit, sê jy is 'n kind van God, ek is daar, maar ek voel nie, ek word vervul nie. Voel soms leeg en ontevrede. Dan is dit dalk omdat jy nog nie jou hele wese gekruisig het en prys gegee het vir die Here Jesus nie.
Want as ek agter die wêreldse dinge aanhardloop, dan mis ek die dinge van die Gees. Dit gaan my kos. Ek moet myself prysgee. Amen. Okay. En met daardie gedagte wil ek afsluit hiermee, want soos het gekyk, die Vader kom en hy sê vir sy seun, jy is my seun. Eerstens, jy is God se kind, jy geniet die voordele van 'n kind. Tweedens, ek is by jou. Die Here sal ons nooit alleen los nie. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. En dis soveel meer werd. Dawid sê dat hy erken dit om aanvaar te word in die Vader se huis, om sy liefde en genade te ervaar, sy ondersteuning te beleef as enige rykdom in hierdie wêreld. En dan laastens, ek het toegang tot die volle glorie, tot sy Gees, die dinge van die Gees, die dinge wat my lewe betekenisvol maak, wat my vervul, wat my nie net tydelik vol maak nie, maar wat my aanmoedig, wat my lewe, ek wil sê lekker maak, en dat my kan tevrede maak waar ook al ek is. Maar hierdie oudste seun, hy het dit gemis. Hoekom? Was dit omdat sy situasie nie reg was nie? Of nie ideaal was nie? Was dit omdat hy dalk ongehoorsaam was aan die Vader? Was dit omdat die Vader nie reg gedoen het teenoor hom nie? Dit is nie een van hierdie drie dinge nie. Hy sê en hy getuig, ek is gehoorsaam aan Pa. Ek het nie een van Pa se opdragte verontagsaam nie. En ons weet die Vader in hierdie verhaal is die Here. Hy is die perfekte Vader. Hy het nie foute nie. Die probleem was in die manier hoe hierdie oudste seun gedink het. Hy het eerstens nie verstaan wat dit beteken om 'n kind van God te wees nie. Hy het daai gemis. En sy hart was nie ingestel op 'n verhouding met sy Pa nie, maar op die wêreldse dinge. En ek wil jou vanoggend aanmoedig om hierdie net te herëvalueer in jou eie lewe. Besef jy is 'n kind in God se huis. En is jou hart ingestel op 'n verhouding met hom, of is jy besig om agter die wêreldse dinge aan te hardloop? Hou hierdie in gedagte en onthou, by die Here, dis dan, en hierdie dinge reg is in my lewe, dan kan ek die volle voordeel, die volle genot en die waarde van kind van God wees, geniet en uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Ag Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kan kyk na 'n wonderlike gelykenis, Here, waar U hart so duidelik vir ons gemaak word. U wil ons by U hê. Here, U smag na 'n verhouding met elkeen van ons hier. U wil tyd met ons spandeer. Here, U wil vir ons die goeie dinge gee. En ek bid, Vader, dat ons sal besef, dat 'n realiteit sal word vir elkeen van ons hier, dat ons is U kinders. U is by my. U ondersteun en bemoedig my en wil my help. U wil vir my die goeie dinge gee. So help ons, Vader, om ons vlees te kruisig, om aan een kant te sit en te streef na die dinge van die Gees. Ek vra dit alles in Jesus se naam. Kinders van die Here sê, Amen.